Waar is die Vredesverbond nou? Deel 1. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is 'n A4 boek, so amper 460 bladsye dik. 25 jaar van my lewe in navorsing in daai boek, 3 jaar gevat om te skryf. Is ook een van die handboeke vir ons Bybelskollege of ons Bybelskool vir die ouens wat pastore word. Dis beskikbaar. Daar's inligting daar wat jy in die lewe nog nooit van gehoor het nie. Jy kan my kontak of as jy enige van die ander boeke wil bekom. Ek is die skrywer van 23 dik A4 en A5 boeke met vol bibliografies agterin. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan net na my webtuiste https://javashoa.co.za. Jy sal sien hierbo op die regterkant is dit daar. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende studies waarmee ons besigheids kan ontvang. Daar's 'n hele klompie studies waarmee ons tans besig is, Engels en Afrikaans. Stuur hierdie kontak vir die vriende en die kennisse. Dis lewensveranderend, skryfboekpen en papier en ten minste 'n 33 of 'n 53 Bybel, uiters belangrik. Veiligheidsgordel, ons noem dit in Afrikaans 'n seatbelt, saambring, want jy gaan net jou stoel uitval. Net vir die wat nie weet nie, wat vir die eerste keer kyk, is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansie of kerk en die luister wat ek nou sê. Ons vereenselwig ons nie met enige messiaanse groepe nie. Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jehovah se getuies, die Sewendag Adventiste, die Rooms-Katolieke Kerk. Ons vereenselwig ons nie met enige protestante kerk in die wêreld nie. Ons is nie 'n kerk of 'n organisasie nie. Ons is net 'n Bybelstudiegroep. Maar ons funksioneer ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik, en jy gaan dit hoor, die bonatuurlike geopenbaarde name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, dis die Bybel wat verbann is in die wêreld, wat ek 'n paar eksemplare van het. Sou jy belangstel in hierdie, ek sê altyd, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. Volgens hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Javashoa. Die naam van die Here Jesus in werklikheid die Here. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Java. En die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Halleluja. Neem kennis, dis vandag 8 Maart 2026. Dis vandag se datum. Dis Sondag 8 Maart 2026. Die vraag is, nou het ek 'n vraag. Waar is die Vredesverbond wat verlede jaar 2025, dink ek was in September maand, namens Israel gesluit was, wat president Bush in Amerika en 'n klomp wêreldleiers gesluit het? Waar is hy nou? Waar is hy nou? Dis nie eers 'n volle 6 maande gelede nie. En tans is een van die grootste oorloë in die Verre Ooste ooit is aan die gang. Al vir die hele week. Gedeeltes van Iran is uitgewis. Gedeeltes van ander stede is uitgewis. Van ander klein landjies is uitgewis tussen Israel en Amerika. Ek vra weer die vraag, waar is die Vredesverbond wat verlede jaar 2025 namens Israel gesluit was nou? Toe het almal gesê, dit is die Vredesverbond van Daniël 9:27. Kan ek vir julle in Engels sê waar sy? It's gone with the wind. Dis weg.
Daai vredesverbond het nie eers 6 maande gehou nie. Jy sal onthou dat ek het voorheen gesê, ek het al baie boodskappe gedoen oor Daniël 9:27, die laaste vredesverbond wat gesluit sal word, waar ek dan verduidelik het dat vandat ek 'n jong seun was verskillende verbonde gesluit tussen, ek dink vernaam in die laaste 47 jaar, oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, president Trump, toe Biden, nou weer president Trump, en verlede jaar toe hulle daardie bond sluit, toe sê hulle, this is the final covenant according to Daniel 9 verse 27. Hulle het na dit selfs verwys as die David Accord. Daar was soveel goed. Ek het net gelag, ek te sê, in die laaste tyd van 47 jaar, wanneer al hierdie verskillende vredesverbonde gesluit was, elke keer dan spring die geletterde ouens op en sê hulle, dis die laaste vredesverbond van Daniël 9:27, en sê ek, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie, want dit is nie wat die Bybel sê nie. Want die partye wat die verbond sluit, is nie die partye wat die Bybel sê dit moet is. Onthou, die Bybel is in beeldspraak geskryf. En ons moet die beeldspraak reg kan interpreteer. Maar meeste van die protestante en katholieke kerke en charismatiese kerke, hulle kan nie die Bybel interpreteer soos wat dit geskryf staan nie. Hoekom? Want dit rym nie met die rooms-katholieke godsdienstwyse, teologie en dogma nie. En meeste van die kerke wat ek genoem het, affilieer onder die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6. Jy kan dit gaan lees. Nou wil ek net sê, in hierdie studie gaan dit nodig wees, dat ons vandag, Sondag, self sekere vrae sal moet beantwoord. Ek en u gaan moet beantwoord. Want net u self kan bepaal, wie lieg nou weer vir lieg. Ek sê dit altyd, wie lieg nou weer vir wie? Want 6 maande terug, toe dit gebeur het, het ek video's gemaak, en ek het sê, iemand is besig om vir iemand te lieg. Dit kan nie die verbond wees nie. Jy kan onthou, Dani Botha, 27 September, met sy wegraping, wat sou plaasgevind het, toe ek ook gesê, iemand is besig om van iemand te lieg. Want jy kan nie die wegraping voor die wederkoms hê nie. En dan sal nog steeds mense vandag die twee omruil. Hulle verstaan nie. Weet jy hoekom? Want dit is vir hulle voordelig. En ek gebruik nou maar Dani Botha net in die verbygang so, want hy is baie bekend, en dis wat hy gedoen het. Hy het op die lig gegaan, en hy het homself as 'n vals profeet uitgemaak. Want hy sê, hy het van God gehoor, wat duidelik met hom gepraat het. Ek weet nie wat 'n God dit is nie, maar dit is nie Jahwe, my Elohim nie, want ons gaan nou die skrifgedeelte sien, wat sê, dat Jahwe ons Elohim, dis die Here God, is nie 'n mens dat hy kan of so lieg nie. Om dit te bepaal, sal dit weer nodig wees dat ons weer die Bybel en sekere wêreldgeskiedenisfeite sal moet ondersoek. Bybel, wêreldgeskiedenis feite. Jy kan nie die Bybel hanteer en by die eskatologie uitkom as jy nie sekere wêreldgeskiedenisfeite hanteer saam met dit nie. Om by die volle Bybelse waarheid uit te kom nie. Ek gee nie om wat ek nodig het om te gebruik om by die volle Bybelse waarheid uit te kom nie. Ek gebruik dit as 'n ngoma nie, of 'n fortune verteller nie, dis al. Ek, Prof. Hannes, is seker dat u ook al die volle waarheid sal wil weet, natuurlik. Want u seker ook al moeg vir dogmatiese en teologiese leuns wat aan u as die waarheid verkoop was. Natuurlik, u sat en moeg vir dit, man. Die woord verklaar volgens A. Kom ons luister wat sê hy. Matteus 22 vers 29. Matteus 22:29. So gesê, jy moet 'n pen byderhand hê. En as dit nodig is, moet jy maar die video weer kyk, want ek praat bietjie vinnig. Toe antwoord Jahwe, kyk my vingers, Jesus, en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle in hierdie 21ste eeu, in 2026, die skrifte nie
ken nie. Ek sê weer. Die kerk kan die mooiste embleme hê met die mooiste kruis en die mooiste engele en die mooiste duif wat vlieg en jy kan hê net wat jy wil. Die Bybel sê, toe antwoord Jafasjoe, julle dwaal. Met ander woorde, meeste van die tyd hardloop die ouens agter die internet inligting aan. Die Bybel leer dat die afval begin in die huis van die Here. Nou die Here is die Baalgode. Omdat julle in die 21ste eeu, nou moet jy sê, hy sê julle dwaal, omdat julle in hakies in die 21ste eeu, 2026, die skrifte nie ken nie. Hoekom? Want daar's goed wat verseël is in Daniël 12. Gaan lees as jy 'n nuwe kyker is, gaan lees Daniël 12 vers 1 tot 13. Daar by vers 7, 9, dan sê Jaffa, dis die Here, soos u hom ken, kyk my vingers. Dan sê hy vir die engel, Michael, verseël dit, verseël die boek. Hy het nie die hele boek Daniël verseël nie. Hy het net hoofstuk 12 verseël, want dit is 'n boek op sy eie. Die mense sal die skrifte ondersoek en tot die kennis probeer kom, en hulle sal nie. Dan aan die tyd van die einde sal hy hom openbaar. Die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Wanneer ek sê, ek is vir meer as 50 jaar reeds 'n eskatoloog, kom met navorsing en studies in die boek Openbaring, Antichrist-sisteem, Nuwe Wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte en eengeldstelsel, mikroskopie inblanding. Dis die eskatologie. Ek mag dalk nie die beste kenner van die Grieks en die Hebreërs wees nie, maar ek wil vir jou sê, die eskatologie ken ek beter as enige ou in die wêreld. As jy my betwyfel, hou met my 'n vergadering rondom dit wat in Daniël en Openbaring aangaan en dit wat in die wêreld aangaan vandag. Dis my spesialiteit. So as 'n deskundige, dis hoekom ek 'n professor is. Dis hoekom ek 'n Bybelskool het met meer as 243 studente. Ek gee 'n getal hierso. En 'n klomp pastore, mans en vrouens wat alreeds grade behaal het, pastore geword het, 4 jaar kursus gedoen het, in die eskatologie, nie die teologie nie. As jy sou belangstel, kan jy met my praat, hoor. So, hy sê, omdat julle in die 21ste eeu die skrifte nie ken nie, en dis al wat ons hier gaan doen, ek gaan met u skrifte hanteer. Weer sê ek, die laaste 28 behoort ek aan geen kerk of denominasie of organisasie nie. Ek was 'n pastoor al my lewe gewees. Ek het die kerke bedank toe ek my eerste boek geskryf het, die skrywer van 23 dik boeke, A4 en A5 boeke. Nou tans besig met my 24ste en 25ste boek, is besig met 2 boeke gelyktydig. So op die en dis vol bibliografies in die boeke agterin. So op die einde van die dag gee ek vir die inligting. Hy sê julle dwaal in die 21ste eeu 2026 omdat julle die skrifte nie ken nie. Luister mooi, en ook nie die krag van die bonatuurlike waarheid van Jaffa Almagtig vir die ander ouens God, en julle nie dit ken nie. Julle ken nie die krag, die bonatuurlike waarheid nie. Hoekom? Van die Katolieke Kerk sou alles behalwe die waarheid aan die mensdom gebring het. En vir u wat dit nie weet nie, dis die Katolieke Kerk wat juis die protestantisme geskep het. Hierdie skrifgedeelte is so van toepassing vir die tyd waar ons tans in 2026 leef. Almal formuleer verskillende teorieë wat volgens hulle eie godsdienstige instansies se dogmatiek en teologie na die waarheid klink en lyk. Almal sin klink asof dit die waarheid kan wees. En daarom is dit net die een leuen op die ander leuns. Elke keer spring daar nuwe ouens op met storieetjies en rooi kappietjies verhale. Kom ons kyk wat verklaar Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. Jaffa die Almagtige, dis God, is geen man of mens dat hy, want wanneer hy sê hy, dan is dit so sekerlik 'n manlike persoon, hè? Is geen man of mens dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sal hy sê en dit nie doen of waarmaak nie, of spreek en dit nie waarmaak nie? Natuurlik nie. Jaffa Almagtig, dit is God, kan nie lieg nie.
Hy's geen mens dat hy kan of sou lieg. Is dit wat die skrif sê? Hebreërs en Pieter sê presies dieselfde ding. Hy's nie 'n mens dat hy iets sal sê en kan lieg nie. So as ouens sê dat die wederkoms gaan op daai datum gebeur, of die wegraping gaan daar gebeur, en dit gaan gebeur, en hierdie is die laaste vredesverbond. Man, ek wil jou sê, daar is soveel ouens wat op en af gespring het toe president Donald Trump die verbond gemaak het. Hierdie is die finale vredesverbond. En toe sê ek, dit kan nie wees nie. Dit kan, want dis nie skriftuurlik nie. Donald Trump het selfs die Daniël 9:27 aangehaal. Maar hy het nooit van die mense verduidelik dat hy eintlik in die tempel moet gaan sit en vir 7 jaar, veronderstel, offerhandes te brand, 2 Tessalonisense 2, jy kan dit gaan lees. Naamlik Israel gaan offers brand nie. Hy het nie dit gesê nie. Want die Bybel sê vir my, gaan lees Daniël 9:27 en 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Die persoon wat in die tempel gaan sit, is veronderstel om vir 7 jaar offers te brand, naamlik Israel. Want dis die tyd van vrede. Dis die vredestydperk. Maar nou sien ek in die Bybel na 7 jaar, die Bybel gebruik Daniël 9:27, dan word die verbond verbreek. Dan verander die vredemaker homself aan die antichrist. So dan moet ek sê, so Donald Trump na 3,5 jaar, 1260 dae, gaan dan die antichrist word. Want dis wat die Bybel sê. Nee. So toe hy die verbond maak, toe sê hy kwalifiseer nie. Daar is nie 'n sekerheid dat hy die volgende termyn gaan inkom nie. Hy is geweldig siek. Hy is geweldig siek en daar is soveel hofsaake met hom aan die gang oor goed wat in sy lewe aangegaan het toe hy jonger was. Hy gaan dit nie maak vir 'n volgende termyn nie. Jy kan my sê ek is verkeerd. Ek kan verkeerd wees, maar ek wil net sê volgens sy gesondheid en goed, hy gaan dit nie maak nie. So wie gaan dan in die tempel sit? Sy termyn is net vir 4 jaar, die eerste jaar is amper verby. So dan het hy 3 jaar in, so wie gaan vir 7 jaar in die tempel sit en offers brand? Jy sien, ons kan nie kom en wanneer sekere mense sekere aanhalings maak, soos wat president Donald Trump gedoen het, kom en seker goed kom opblaas in die lug en sê, dit is wat die woord sê nie. Om die Messias maak nie. Jy kan nie. Die Messias vir Israel. Jy kan nie. Die redder vir Israel nie. Jy kan nie. Want hy moet kwalifiseer aan verskeie skrifgedeeltes en profeseë wat in die woord opgeteken is. En dit wat 99% van die internetbediening ouens te geheel en al mis. Die volgende geopenbaarde waarheid van die woord, die volle geopenbare waarheid van die woord, nie gedeeltelik nie, die volle geopenbaarde waarheid. Ek het vir iemand vandag gesê, as jy opstyg van Oliver Tambo lughawe, as jy met 'n jet opstyg, en as jy pad na Miami toe in Amerika, en jou kompas se grade is met 1 graad uit, 1 graad, dan mis jy die aanloopbaan in Miami met 300 tot 350 km so oop. Waar jy hier moes geland het, gaan jy daar land. Hoekom? Want jy het 1 graad van koers af begin. Om daar te kan land op Miami, moet jy 100% op koers wees om soontoe te vlieg. 1 graad uit, bring jou 300 tot 350 km verder uit. En dis 'n berekening wat 'n loodsvriend van my gedoen het. Nou wil ek kom. En ek wil jou sê, as jy hierso begin met die eskatologie, en jy is met 1 skrifgedeelte uit, jy is op pad soontoe, na die wederkoms, na die slag van eers na die wederkoms, slag van Armageddon, die wegraping vir Israel, niks met die kerk te doen nie, en die slag van Armageddon, die wit troon oordeel, die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde. As jy hierdie goed mis met 1 graad, dan kom jy by die gemors uit wat die ouens spreek as die waarheid op die oomblik. En dis wanneer die goed boemering, en dis wanneer die goed opblaas in hulle gesigte, al vir die laaste 47 jaar. Toe ek oor die goed preek as 'n jong pastoor, toe sê hulle vir my, ek is halfmal, ek weet nie waarvan ek praat nie. Snaaks dat soveel van die goed wat ek oor gepraat het, presies waar geword het. En weer 'n keer wil ek sê, omdat ek nie aan 'n kerk of 'n denominasie of 'n organisasie behoort nie, gebruik ek net die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, maar verkieslik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat beskikbaar is. Ek het 'n klompie, sou u belangstel. Kom ek verduidelik.
As u my wil verkeerd bewys, moenie my uit die 83 Bybel, Afrikaanse Bybel kom verkeerd bewys nie, of uit die New King James, of die American Standard Version, of die Living Word nie. Dit is allemaal Bybels wat geskep was uit Westcott en Hart se 1881 vertaling, die Nestle Aland teks, wat 'n totale demoniese teks gewees het. Hoekom sê ek so? Net kortliks vir u wat vir die eerste keer luister. Tussen my 33 Afrikaanse Bybel, my 83 Afrikaanse Bybel, my 83 Afrikaanse Bybel het 9000 skriftuurlike veranderings. Teenoor die 33 en die 53. Hy het 18 totale versweglatings. Nie 8 nie, 18 verse wat weg is. Terwyl Openbaring 22 en 10:12 sê, mag jy punt of 'n komma of 'n titel verander nie of weglaat nie. As jou naam in die boek van die lewe weggelaat word. Wat ek vir Dominee Gerrie Christing in 2012, die hoofuitvoerende beampte van die Bybelgenootskap, want ek was met 'n ding aan met die Bybelgenootskap vir meer as 10 jaar. Ek sê, wanneer ek met hom oor dit praat, dan sê hy, maar die skrifte is nie meer relevant. Daai Bybels is nie relevant vir die tyd wat ons in lewe nie. Dis omdat die Bybels nie relevant is vir die tyd wat ons in lewe nie. Maar sulke rabbies soos Donald Trump se finale verbondsweek in sy gesig opgeblaas het binne 6 maande se tyd. En in al hierdie valse profete, ek praat almal van julle wat hierdie goed gepreek en geleer het. Pastore, julle preek goed van die kansels af. Julle praat met oningeligte mense. Julle verkondig die woord asof dit navorsing is wat julle gedoen het. Julle het nie eens een navorsingsboek nie. Van die internet weg, dan 99 van julle pastore en teoloë niks om vanaf te werk nie. As die krag afgaan, is julle boodskapies weg. Verstaan jy waarvan ek praat? Jy het nie 'n boek om na toe terug te gaan en sê bladsy so en so, paragraaf so en so staan dit, so en so en so en so dit geskryf nie. En jy kan in sy bibliografie teruggaan en gaan sien waar hy sy inligting gekry nie. Dis die verskil. Die oomblik wanneer 'n groen liggie brand op die internet, dan hardloop almal met 'n nuwe ding. Gaan luister hoeveel spookpredikers, NAR, pastore en predikante het gepreek toe die verbond gesluit word. Dus julle, kom ons begin tel. Kom ons begin tel. 1260 dae na die verbreking van die verbond. Na die verbreking van die verbond. Dan die boot het nie eens vir dit gewag nie. Hy het sommer sy eie ding gegryp, uit die lug uit gegryp, omdat dit saamgeval het met die Joodse feeste. Nuwe jaar van die Jode, toe sê God vir hom, wat gaan gebeur? En hoe jammerlik, soveel mense het seer gekry. Ek is jammer vir u wat seer gekry het. Ek vertrou nie dat dit u nie verjaag het nie. Maar kom eerder tot die bo-natuurlike woord. Dat soveel mense, en ek sê dit met deernis, dat soveel honderde, duisende mense jafustig geword, as gevolg van die leuns wat elke keer verkondig word. Dit gebeur eenvoudig. En as jy my nie glo nie, kan ek vir jou ons kykergetalle gee van YouTube, wat die verslae, wat elke maand van hulle afkom. Dan kan jy self kyk. Die volgende geopenbaarde waarheid. Ons as bruid van Jahweh, Jesus Christus. Ons moenie tevrede wees met enigiets behalwe die volle geopenbaarde waarheid nie. As jy in 'n kerk sit en jou pastoor het vir jou gelieg, en jou predikant en jou priester het vir jou gelieg, want hulle het al stellings gemaak van dinge wat sou gebeur het. Wat soek jy nog daar? Wat soek jy daar? Jy moet my predikantjie ontmoet, prof. My pastoor, hy is so nice oukie. Regtig. Wat help het hy voor jou leuns? En hy kan nie vir jou die waarheid gee nie. Wat sê Openbaring 18 vers 4? Hy sê, kom onder haar uit. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder se kinders. Hy sê, kom onder haar uit, want hy gaan haar en haar hoerkinders doodmaak. Moenie my vinger na my toe wys nie. Gaan lees jou Bybel, Openbaring 18 vers 4. Die volle geopenbaarde waarheid van die woord. Jy moet my verskoon, ek kan nie deur die goed jaag nie. Ons gaan eers 'n ordentlike fondasie bou hierso. En dan gaan ons kyk na hierdie oorlog wat aan die gang is in Iran. En daarom wil ek vir julle nou alreeds sê, ek gaan elke tweede of derde aand gaan ek een van hierdie boodskappe plaas op waar is die vredesverbond dan nou?
So, jy moet vir my verskriklik bid, want ek is besig met verskriklike navorsing en voorbereiding. Dis boonbehalwe al die ander boodskappe. Het mag dalk gebeur dat ek 1 of 2 van die ander boodskappe wegvat om hierdie daarin te sit, want ons doen op die oomblik 16 boodskappe. Nou gaan ons na 17 boodskappe 'n week toe. Om tot die volle geopenbaarde waarheid te kom, gaan dit nodig wees dat ek sê altyd maar dat dan sê ek maar net Prof Hannes, dat dit nie ek iemand anders is so goed is nie. Weer na sekere verwysings en skriftuurlike verwysings sal moet verwys wat ek reeds voorheen na verwys het. So what? As ek na iets verwys wat ek al voorheen verwys het, ek wil maar in Afrikaans sê, so what? Dis daar, ek kan nie iets anders te gebruik nie, ek moet dit gebruik. Maar dit maak nie werklik saak nie, want sonder hierdie spesifieke skrifverwysings is dit totaal en al onmoontlik om by die Bybelse waarheid, nie die godsdienstige of die kerklike waarheid uit te kom nie. En dan daal ons ook soos meeste van die hedendaagse godsdienstiges, ek noem hulle spookpredikers, NAR agente en teoloë wie veronderstel is om te leer, maar ook net agter die internet leuns aan te draf en van die bonatuurlike geopenbaarde waarheid weg te lei. Die Satan bly die vader van die leuns. Hy bly die vader van die leuns. Vandag is 8 Maart 2026. In hierdie laaste week, vanaf 2 Maart 2026, het ek soveel, dis ek Prof Hannes, soveel oproepe en boodskappe van mense uit verskillende oorde van die wêreld ontvang. Wie wil weet, is hierdie oorlog tussen Israel en Amerika en Iran en hulle islamitiese bondgenote die begin van die slag van Armageddon volgens die boek Openbaring? Wat sê u? Nou moet u nie net my sê nee nie. U moet my sê, hoekom sê u dit is nie so nie? Was president Donald Trump reg? Was die vals profete reg? Was die mannetjie met die gitaar reg? Was die ander mannetjie met die gitaar reg? Kom aan. Ek sê weer. Mense is verboureerd. En dis die probleem. Elke keer wanneer voorspellings gemaak word, dan veroorsaak dit dat mense verboureerd raak, Christene. Ek is nie 'n Christen nie, ek sê Jahvis. Die woord Jahvis beteken navolger van Jahvashua. Die Katolieke Kerk het die woord Christen geskep by die Council of Nicaea 325 tot 27 na Jahvashua. Konstantin het die woord Christen geskep. Dit was nie 'n woord wat bestaan het in die tyd van Jahvashua nie, want hy was nie 'n Christen nie. Hy was 'n Jahvis. Volgens die restoration of the original Sacred Name Bible. Wanneer hulle kom en dan sekere aanhalings maak, van hierdie is die finale vredesverbond. Oupa Bush, Seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Donald Trump, Biden, Donald Trump weer. Elke keer spring die mense wat geen, en ek gaan nou in Afrikaans sê, geen klou het nie. Nou spring hulle op en sê hulle, luister wat sê hy is die president van Amerika. En ek is maar van Suid-Afrika. Bly in Pretoria. So, op die einde van die dag, ek meet alles aan die woord. Al die laaste 50 jaar. En as dit nie rym met die woord nie, dan gee ek nie om of dit Kersfees Vader of Donald Trump is nie. As dit nie woord is nie, is dit 'n leuen. En omdat dit die Amerikaanse president is, en omdat die volgende ou 'n Russiese president is, en die volgende ou, dit maak nie saak nie. En omdat die ou deur die beste universiteit gestudeer het, en daai ou, jy weet, hulle almal leer maar net wat die universiteit hulle leer. Dis wat gebeur. Op die einde van die dag gaan dit of dit is wat die woord sê.
is hierdie oorlog wat tans vandag op die 8ste, dis Sondag die 8ste Maart, besig is om plaas te vind, al van die 2de af, al van laas Saterdag af, verlede Saterdag, is dit die finale oorlog wat aanleiding gee tot die slag van Armageddon. Ander ouens praat wel sê dis die begin van die 3de wêreldoorlog. Wat sê u? Nou sê ek weer, as jy sê nee, dan moet jy daarom ten minste sê, hoekom jy sê nee? Kom ons draai die horlosie terug, om te kan uitvind of hierdie die slag van Armageddon is, slag van Armageddon oorlog, of hulle praat van die 3de wêreldoorlog. Ek sien nergens in die Bybel van die 3de wêreldoorlog nie. Toe Rusland Oekraïne ingeval het, 2-3 jaar gelede, al hierdie spookpredikers met hulle fancy Bybelteologie het opgespring en gesê, dis nou die Gog en die Magog, en dit is nou die begin van die 3de wêreldoorlog, en dit gaan die wêreld aan die brand steek. En 3 jaar terug, en die Russe sukkel nog steeds om 'n klompie Oekraïneërs onder hulle mag te kry. Hulle het al alles probeer, hulle het al stukkend geskiet, maar daai ouens hou aan. Almal het gesê, dit is die begin van die 3de wêreldoorlog. Wel, dan moet die ding in Iran nou die begin van die 4de wêreldoorlog wees. Ek sê net, hoe maklik kan ons sekere sinsnedes gebruik en verwysings gebruik wat glad nie skriftuurlik is nie. Want die Bybel praat nie van 'n 3de en 'n 4de wêreldoorlog nie. Hy praat van die slag van Armageddon. Nou, ek het 'n boek geskryf, is 'n A4 boek, hy so 460 bladsye dik, amper 500 bladsye dik. Is dit Armageddon? Jare se navorsing in hom. As jy enigiets wil weet, kry daai boek. Hierbo regsbo is my kontakbesonderhede. Jy kan my skakel, ek kan sê wat dit kos, posgeld ingesluit in Suid-Afrika en Namibië, en dan kan ek met u gesels oor dit. Nou die tyd het ons gevang, ons hou net halfure segmente, en soos ek gesê het, binne die volgende 2 dae, as Vader lewe en gesondheid spaar, dan behoort ons deel 2 uit te saai. So hier is nou genoeg tyd, binne 2 dae, dat jy hierdie video kan vat en hom weer kyk, en jou eie notas maak, van die skrifgedeeltes wat ek gee, want ek deel baie skrifgedeeltes, om te kyk of dit skriftuurlik is al dan nie, sirkuleer hierdie video vir mense vir wie jy lief is, vir ander wat bekommerd is. As u nie die mense kan antwoord nie, gee vir hulle net die video's. En as u 'n vraag het, hierbo is my WhatsApp nommer, stuur my 'n stemboodskap of tik vir my 'n boodskap hê. Moet net nie vir my 'n klomp e-poste stuur nie. Ek ontvang baie e-poste. Dis my onmoontlik om te sit en almal te antwoord. Dis makliker vir my om stemboodskappe te doen. So ek verkies as jy op die WhatsApp vir my 'n boodskap stuur. Bid vir hierdie bediening, bid vir ons. Kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir die wêreld dat hulle gered kan word. Ons is besig, die dinge in die wêreld is besig om vinnig na 'n punt toe te gaan. Dit kan ek vir u sê, volgens die skrif. Tot volgende keer. Ek wil nie sê volgende week nie, want ek gaan so by Dinsdag, Maandag, Dinsdag weer met u praat. Môre is alweer Maandag, by Dinsdag, Woensdag met u gesels as Vader wil. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.